Kersdag, 25 Desember. En vandag vier ons die geboorte van Jesus. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Jesus het vir ons kom wys wat dit beteken om mens te wees. Wat dit beteken om lief te hê. Om God lief te hê, onsself lief te hê en ook ons medemens. En ek lees vandag vir ons uit Jesaja 9 vers 5 en vers 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en hy sal die heerser wees met koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouer Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg. 'n baie bekende skrifgedeelte, een wat ons gereeld lees en ek seker is jy al baie gereeld gehoor het ook. Die woorde van Jesaja is geskryf in 'n tyd van donkerte en onrus, maar dit bied 'n belofte van hoop. En dit beskryf 'n kind, Jesus, wat sal kom om die wêreld te transformeer. En Jesaja gee aan hom 'n paar name: wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Elke een van hierdie name sê iets oor wie Jesus is, maar dit vra ook iets van 'n persoonlike reaksie van ons elkeen, van my en van jou. Dit vra van jou om hom op jou geloofsreis deur jou lewe te leer ken, as jou raadsman, as jou sterke God, as jou Vader en ook jou vredevors. En vandag, terwyl ons die geboorte van Jesus vier, nooi ek jou uit om oor 'n eenvoudige maar diep vraag na te dink. Die vraag is, wie is hy vir jou? 'n Vraag wat Jesus ook vir sy disippels gevra het. En hier is nie een van daai vasvrae nie, maar eerder 'n vraag wat my en jou help om agter te kom wat ons prentjie van God is. Jesaja gee vir ons maniere van hoe ons Jesus kan leer ken. Dit praat van wie hy is en waarheen hy elkeen van ons nooi. Ek lees 'n verhaaltjie van 'n man wat op 'n baie ver reis gegaan het. Op sy reis ontmoet hy 'n jong man, wat 'n gedeelte van hierdie reis saam met hom loop. Die twee raak aan die gesels oor die lewe, oor die soet en die sout, die lig en die donker, die tye waar hulle nie deur die mis kon sien nie en die dae waar hulle gedink het, dit kon nie beter gaan met hulle nie. En die dag toe hulle by die kruispunt kom waar hulle paaie moet skei, sê die ouer man vir die jonger man: dit was vir my 'n groot seën om jou te kan ontmoet. Ek het gedink, daar's nie veel meer oor vir my in hierdie lewe nie, maar jy het my geleer kyk met ander oë, om weer te sien wat ek het in hierdie lewe en weer nuwe horisonne te kan ontdek. Iets waarvan ek nie eens meer gedroom het in die laaste ruk nie. Ek kan dit nou weer raak sien. Nou dat ek dit sien, besef ek weer al die moontlikhede in my lewe. In my lewe het ek ook al mense ontmoet wat my gehelp het om anders te kyk, om my horisonne te verbreed, en dit het baie keer die traject van my lewe verander. Maar daar is niemand wat die lewe so kan verander soos Jesus nie. In die kompleksiteit van die lewe met die uitdagings en besluite, is hy ons wonderbare raadsman. Die een wat nie net vertroosting bied nie, maar vir ons wysheid gee waarvolgens ons kan lewe. Dallas Willard sê die koninkryk van God gaan nie oor harder probeer nie, maar dit gaan oor om meer te vertrou. En Jesus, gebore in 'n stal, kwesbaar, maar tog sterke God, is die een wat in jou lewe werk, deur 'n stil krag van liefde en genade te wees. 'n Sterke God wat jou elke oggend opnuut die geleentheid gee om weer vir hom ja te sê, om weer jou lewe na hom toe te draai, en om die ewige Vader van jouself in jou lewe te maak. 'n baie persoonlike titel, Vader, ewige Vader. Een wat vir sommige van ons warmte en rustigheid bring, en dalk vir ander groot pyn en afwesigheid verteenwoordig. Jesaja nooi ons om Jesus te sien en te leer ken as Vader.
altyd teenwoordig, altyd lief, altyd betroubaar. En die laaste titel wat Jesaja gee, is Vredevors. En Willard skryf, en hy sê, vrede is nie die afwesigheid van konflik nie, maar die teenwoordigheid van God se krag in ons lewens. Sy teenwoordigheid in ons lewens, te midde van alles wat aangaan. En dis soos wat Paulus skryf, sy vrede is vrede wat alle verstand te bowe gaan. En waghou oor elkeen van ons harte en gedagtes. Wie is Jesus vir jou in hierdie seisoen van jou lewe? As weet jy om hierdie jaar leer ken? Prakties as deel van jou refleksie vandag, kan jy dink aan die name wat Jesaja vir Jesus gee, en dalk jouself die vraag weer afvra, wie is hy vir my? Wanneer het jy hom beleef as raadsman, as sterke God, as ewige Vader, of dalk as vredevors? Dalk uit hoe jy hom leer ken het in die afgelope jaar, kan jy dalk ander woorde gebruik om hom te beskryf. Woorde soos konstante metgesel, vriend, trooster. Vat 'n oomblik vandag om hieroor te reflekteer en met die Here daaroor te gesels. Uit sy volheid het ek en jy en elke mens op aarde die oorvloedige genade van Jesus ontvang. En as gelowiges vier ons vandag die genade en waarheid wat deur Jesus na elkeen van ons toe kom. Hy is vir altyd regverdig en regeer. Jy is sy geliefde kind. Shalom. Vrede vir jou en jou gesin op hierdie Kersdag. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U Jesus gegee het, sodat ons U liefde kan leer ken. Dankie dat U genade elke dag vir elkeen van ons nuut is. Jesus, ons wil U dieper leer ken en naby aan U leef. Dankie dat ons dit so kan doen en dat U gekom het sodat ons dit kan beleef. Ons is lief vir U en ons is dankbaar vir U liefde en genade. Amen.